Ons groet jou in die lieflike naam van die Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg om so op die dag wat die Here gemaak het, onsself te kan skaar rondom die woord van die Here. In hierdie dag kom ons na jou toe met goeie nuus. Midde 'n coronavirus pandemie, midde inperkings, midde ekonomiese uitdagings, het ons goeie nuus. En die goeie nuus is dit dat jy moet weet dat dit is nie die einde nie. Nee, ver daarvandaan. Die Here het 'n nuwe hoofstuk vir jou lewe. Lees saam met ons uit die woord van die Here uit die boek Esegiel hoofstuk 37, wel vanaf die eerste vers. Hy kom met hierdie woorde. Hy sê die hand van die Here was op my en hy het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in die laagte en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer, soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk 'n beroering en die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek en daar was seënings op hulle en daar het vlees opgekom en 'n vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind en sê aan die gees, so spreek die Here, kom aan uit die 4 windstreke o gees en blaas in hierdie dooies dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het, toe het die gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan en dit was 'n ontsaglike groot leer. Wat 'n bemoedigende woord. Hierdie woord is 'n woord wat 'n mens opgewonde kan maak. Die Here is goed, maar hy is nie net alleen goed nie. Die Here is getrou. Die Here is barmhartig, die Here is genadig, die Here is liefdevol. Die Here wat jy dien is jou voorsiener, is jou redder, is jou geneesheer. Hy maak 'n pad waar daar nie 'n pad is nie. Daar waar deure gesluit is, maak hy daai toe deure vir jou oop. Hy is die Here wat 'n tafel kan dek, al is dit in die woestyn. Daar is niks wat ons Here nie kan doen nie. Daarom wil ons in hierdie dag kom en ons wil jou geloof net so bietjie strek. Ons wil jou hoop en jou vertroue in die Here anker. Daarom neem kennis in hierdie dag. Die goeie nuus is, dit is nie die einde nie. Nee, die Here het 'n splinter nuwe hoofstuk vir jou lewe. Ons wil jou aanmoedig in hierdie dag, o pelgrim. Jy het nie nodig om tou te wil opgooi of handdoek te wil ingooi of moed te wil verloor of net te sê, weet jy wat, ek het nou genoeg gehad nie. Nee. Al lyk dit hoe donker, al is die stormwind hoe sterk en al is die golwe hoe hoog, dit is nie die einde nie. Die Here beloof hy sal jou nie in die steek laat nie, want hy het 'n nuwe hoofstuk vir jou lewe. 'n Lewe gevul met die Here se beloftes van seën is jou deel. Hier is mense wat in hierdie dag saam met ons deel in hierdie aanbieding en jy sê, ag prediker, jy verstaan nie man, ek is op moed verlore se vlakte, ek is moedeloos verby, dit voel alles so hopeloos, daar's nie vir my hoop nie, daar's nie vir my uitkoms nie, jy weet nie wat het die dokter aan my meegedeel nie, en jy het nie gelees wat ek gelees het, wat sê die ekonome wat gaan word in die dag van môre van ons lewe nie. Nee, die omstandighede is absoluut donker omstandighede. In hierdie dag wil ons sê, ons kom met goeie nuus. Jy moet kennis neem in hierdie dag, dat 'n hopelose situasie beteken nie dat die Here jou verlaat het nie.
Omrede dinge nie uitwerk soos wat jy wil hê dat dit moet uitwerk nie, beteken dit nie dat die Here is nie aan die werk nie. Absoluut, die Here wat jy dien is aan die werk. Daarom moet jy gaan en jy moet die woord van geloof begin bely. Bely dit oor jou lewe, bely dit oor jou omstandighede, bely dit oor jou toekomse. Kom ons kyk na hierdie dialoog. Hier het 'n dialoog plaasgevind in Jesegiel 37 en ons het dit aan die voorgehou. En hierdie is 'n dialoog wat plaasgevind het tussen die Here en Jesegiel. En dit gaan oor die saak van die vallei van doodsbeendere. Dit gaan oor die begrafplaas. En dit is simbolies van mense wie se hoop gesterf het in hierdie dag. Realisties gesien, hierdie hoop is lankal dood. Daar is nie meer 'n gedagte van dinge gaan verander nie. En dit spreek van 'n toestand van geen vooruitgang, net bene. Geen liggaam, net bene. Geen teken van lewe, net bene. Dit bring ons tweedens by die vraag. En hier is die vraag. Die Here vra vir Jesegiel 'n vraag wat hy in hierdie dag ook vir jou vra, rakende jou omstandighede. En hierdie vraag kry ons in vers 3a. Hy sê, toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene weer lewendig word? Jesegiel kyk na die dooie bene. Hy sien geen moontlikheid wat die mens aanbetref nie. Daar's nie moontlikheid tot lewe nie. Hoe gaan dit moontlik wees? Dooie, droë bene, dit spreek van die einde het aangebreek. Menslik gesproke is dit onmoontlik. Dis 'n hopelose situasie. En nou antwoord hy die Here met hierdie antwoord. En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Die Nuwe Lewende Vertaling is pragtig. Hy kom en hy sê, oppermagtige Here, U alleen ken die antwoord. Hierdie situasie is buitekant die menslike begripsvermoë. Hoe kan dooie, dor bene weer lewendig word? Dit is net nie moontlik nie. Kom ons kyk na ons omstandighede en kom ons gebruik hierdie pragtige woord, oppermagtige Here, U alleen weet dit. Oppermagtige Here, U alleen weet of ek dit gaan maak. Oppermagtige Here, U alleen weet of ek sal deurkom. U alleen weet of ek gaan gesond word. U alleen weet of ek my werk gaan behou. Die goeie nuus is, die Here weet. En in hierdie dag sê hy vir jou, my kind, jy moenie bekommerd wees nie. Ek het jou tot hier toe gebring. Ek sal jou nie nou in die steek laat nie. Daarom, die einde het nie vir jou aangebreek nie. Ek het 'n splinter nuwe hoofstuk vir jou lewe. Derdens, aanskou ons die opdrag. Jesegiel ontvang 'n opdrag. Jesegiel ontvang 'n instruksie van die Here af. Die vraag is, wat is die opdrag? Hy moet gaan en hy moet spreek. Hy moet gaan en hy moet gaan profeteer oor die dooie bene. Hy moet gaan praat met die dooie bene. Wanneer moet hy dit doen? Môre? Volgende week? Volgende jaar? Nee. Die tyd is nou. Nie later dan nou nie. Kyk na vers 4. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. Dit is nie die einde nie. Die Here het 'n nuwe hoofstuk vir jou lewe. Dit maak nie saak of jy alle hoop verloor het nie. Dit is nie die einde nie. Jesegiel moes afgegaan het na die doodsvallei, na die skadu van die dood, na die begrafplaas. Hy moes 'n proklamasie maak. Hy moes 'n aankondiging maak deur te sê dit is nie die einde nie. Nee. Hier kom nuwe lewe. Dooie, dor bene, hoor die woord van die Here. Die Here bring nuwe lewe. O pelgrim, hoor die woord van die Here. Die Here bring vir jou nuwe lewe. Die oomblik toe die woord van die Here gespreek was, het die nuwe lewe begin. Die oomblik toe die woord van die Here gespreek was, het die transformasie begin, het die restaurasie begin, het die herstel begin. Nuwe lewe het deurgebreek. Mense kan opgee op jou. Wow,
Die Goliat wat voor jou staan, kan jou intimideer. Jou deurbraak kan lyk of dit absoluut buitekant die kwessie is om herstel te word. Daar gaan nie 'n deurbraak kom nie, ekskuus, dis net nie moontlik nie. Maar die goeie nuus is dit is nie die einde nie. Die Here het 'n nuwe hoofstuk vir jou lewe. Kom ons kyk na die resultaat. Ag, dis so wonderlik. Die oomblik toe die woord van die Here gespreek word, het die wonderwerk begin. Kyk wat sê in vers 7. Hy sê, toe het ek geprofeteer soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis, en kyk, 'n beroering, en die bene het nader gekom, elke been na sy been. Die boodskapvertaling is pragtig. Hy sê, ek het toe met die bene gepraat, net soos die Here vir my gesê het. Die volgende oomblik, terwyl ek nog praat, was daar 'n groot geraas. Oor die hele vallei het die bene begin raas, soos dit teen mekaar gekap en geskuur het. Die bene het elkeen beweeg na die ander bene van dieselfde liggaam, en liggame se bene het so by mekaar uitgekom. Wow, iets val op. En dit is, die droë bene het ore gehad. Hulle het gehoor toe daar geprofeteer was. As droë bene ore het, weet jy wat, daai berg wat voor jou staan, het ore. Daai moederskoot het ore. Daardie geld het ore. Daardie suikerwanbalans het ore. Daardie hoë bloeddruk het ore. Daardie ongesteldheid in jou liggaam het ore. Vrees het ore. Wanhoop het ore. Wow, wat sê hy in vers 4? Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. Dit is nie die einde nie. Die Here het 'n nuwe hoofstuk geskryf. 'n Nuwe hoofstuk vir my lewe, vir jou lewe. Elke situasie en omstandighede het ore, en dit sal reageer op die woord van die Here. Jou situasie wag vir 'n instruksie. Jou situasie wag vir rigting. Dit het tyd geword dat jy sal opstaan. Moenie wag vir volgende week nie, moenie wag vir volgende jaar nie. O nee, pelgrim, die tyd is nou. Nou is die tyd. Wanneer ons kyk na die woord van die Here in Efesiërs 3 vers 20, dan kom hy en hy sê, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Daar's 'n krag wat in jou werk. Die boodskapvertaling sê dit so pragtig. Hy sê, ja, die kerk, almal wat aan Christus Jesus behoort, en dit sluit jou in. Hy sê, almal moet God prys, want God is baie sterk, en hy gebruik sy krag in ons. Hy kan baie meer doen as wat ons dink of vir hom vra. Almal moet hom, ons koning, altyd prys. Amen. Dit bring ons by die 5de gedagte, en dit is, kom ons skep moed en bou ons geloof uit voorbeelde uit die woord van die Here. Kyk na Moses. Moses 'n moordenaar. Hy hardloop weg. Hy het gedink die einde het aangebreek, maar die Here het 'n nuwe hoofstuk gehad vir sy lewe, en die Here maak van hom 'n leier, 'n verlosser. Daar is Josef. Josef word in die put gegooi. Josef word verkoop aan slawehandelaars. Hy kon gedink het die einde het vir my aangebreek, maar dit was nie die einde nie, want die Here het 'n nuwe hoofstuk vir sy lewe gehad. Daar is Daniël, hy beland in die leeukuil. Hy kon gedink het, my einde het aangebreek, maar omdat hy die koning van alle konings ken, het hy geweet dat hierdie is die begin van 'n nuwe hoofstuk vir hom, want die Here het die bekke van die leeu's gesluit. Sadrag, Mesach en Abednego het besluit, hulle weier, hulle sal nie voor koning Nebukadnesar buig nie. Wat gebeur? Hulle word in 'n vuuroond gegooi. Hulle kon gedink het die einde het aangebreek, maar omdat hulle 'n lewende Here gedien het, het hulle geweet dat dit is die begin van 'n nuwe hoofstuk in hulle lewe. Daarom in hierdie dag, vat moed o pelgrim, jy mag vra, wie se verslag moet ek dan nou glo eintlik?
want my natuurlike sintuie neem waar en dit vertel vir my een ding. Weet jy wat, die Here het jou wonderlik gemaak met wonderlike natuurlike sintuie, maar partykeer kan daai natuurlike sintuie ook jou grootste vyand word. Want die woord van die Here sê ons wandel nie deur aanskouing nie, maar ons wandel deur die geloof soos die een wat die onsienlike God sien. Daarom, wie se verslag gaan jy glo? Die verslag van die ekonome daar buite wat nie die dag van môre ken nie, nie die ongebore dae, maande en jare ken nie, gaan jy hulle verslag glo of gaan jy die Here se verslag glo? Gaan jy 'n dokter wat beperk en begrens is se verslag glo of gaan jy die Here se verslag glo wat vir jou in hierdie dag sê dat dit is nie die einde nie, ek het 'n nuwe hoofstuk vir jou lewe. Psalm 30 vers 5 kommenteer die pragtige woorde en in die Engels stel hy dit so mooi. Hy sê for weeping may endure for a night but joy cometh in the morning. Daardie huwelik kan weer lewe. Daardie familie se familieband kan weer herstel word. Daardie verhouding wat verbrokkel is, kan weer herstel word. Daardie besigheid kan weer floreer. Daardie drome wat gesterf het, kan weer lewendig gemaak word. Daardie gesondheid wat besig is om te taan en agteruit te gaan, kan weer volkome herstel word. Daarom in hierdie oggenduur of in hierdie dag wil ons vir jou sê, hou aan om te glo. Hou aan om op die Here te vertrou. Hou aan om te bid. Hou aan om te profeteer. Hou aan om te praat met jou omstandighede. Begin om die woord van die Here te bely. Hou aan om rigting te gee. Hou aan om vorentoe te beer. Hou aan om te probeer en weer te probeer. Staan vas in geloof. Luister daarna. Ek hoor iets, daar is 'n beroering, daar is 'n beweging, daar is 'n geruise. Ja, dit spreek van nuwe lewe wat deurbreke. Dit is nie die einde nie. Die Here het 'n nuwe hoofstuk vir jou lewe. Hou vas aan hierdie wonderlike belofte. Kom ons sê vir hom dankie. Bemiddelike Vader, U is wonderbaar. So baie dankie vir hierdie heerlike belofte van U woord. Dankie Here dat hierdie woord ons geloof kon gebou het in hierdie dag en dat ons kan sterk staan in U. En dankie dat ons weet dat kom wat wil, dit is nie die einde nie. Nee, ver daarvandaan, want U het 'n nuwe hoofstuk vir ons lewe geskryf. Dankie dat ons die nuut kan omarm, Here, en in geloof kan ons dit alreeds sien. In geloof kan ons dit alreeds vasvat. Dankie Here dat ons kan bely dit het van die Here gekom en dit is lieflik in ons oë. Daarom sal ons nie vrees nie. Ons sal nie angstig rondkyk nie, want ons bely die woord van die Here. Ons bely ons wandel nie deur aanskouing nie, maar ons wandel deur die geloof soos die een wat die onsienlike God sien. Daarom dank ons die Here dat net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe, en ons sal in die huis van die Here bly tot in lente van dae. Ons bely dat die Here is ons herder, en omdat die Here ons herder is, sal niks ons ontbreek nie. Amen. Geliefdes, dankie dat U saam met ons gedeel het in hierdie aanbieding. Mag die Here U baie ryklik seën. Wel, ons is nog steeds binne in die inperking tyd, en ons wil daarom net vir jou sê, ons mis jou. Jou plek in die kerk is leeg. Wanneer ons gaan bid in die kerk, of ons stap daardeur, dan met ons geestesoog sien ons waar sit jy. Sien ons vriende en ons besoekers, en weet jy wat, hierdie tyd van inperking gaan weer verbygaan, en ons is opgewonde, en ons kan nie wag om U weer te sien nie. Maar weet een ding, dat ons sien ons jou nie met die natuurlike oog nie. Jy is in ons hart, en jy is in ons gebede. Weet verseker dat ons is daar vir jou. In tyd van nood is ons so naby aan jou, soos die naaste telefoon. Mag die Here vir U baie ryklik seën in hierdie tyd. Terwyl ons in hierdie tyd is, waar ons nie by die huis van die Here kan wees, om dan so saam te aanbid nie, moenie dat jou lofprysing en aanbidding tyd by jou verbygaan nie. Sit daar die CD-speler aan, mense, en terwyl daai pragtige CD speel,
kom en lofprys saam en dan bid die Here en jy sal net ewe skielik uitvind die atmosfeer is besig om te verander in jou huis en geniet daardie tye saam as familie en maak die beste daarvan en mag die Here vir u baie ryklik seën. Amen.